Goeienaand, baie welkom vir julle almal. Dan wil ek vir almal aanlyn baie welkom sê, vir die klomp daar in Kroonstad baie welkom. Is altyd lekker dat julle ook deel is van dit en vir almal wat reg oor die wêreld inskakel, aan al die individue, wat 'n voorreg dat julle ook kan deel wees. Nou ek gaan vir ons bid. Ons is in ons reeks wat ons noem een vir almal. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons induik in die woord van die Here wat ons in Afrikaans het. So kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg dat ons in die naam van Jesus hier kan wees, dat ons U kan aanbid, dat ons U woord kan hê om te bestudeer. Partykeer vat ons dit so van selfspreekend, maar wat 'n voorreg dat ons U woord kan hê en dat ons dit vrylik kan lees en vrylik kan bestudeer en vrylik kan sing en U kan eer en kan prys. Dankie vir U Gees wat U kerk bou reg oor die wêreld, verskillende tale, verskillende nasies, verskillende volke, verskillende stede. En dat U dit ook hier doen, in Bloemfontein, in Kroonstad en reg oor die wêreld, in en deur ons gemeente. En ek wil kom vra, Here, dat U woord ook vandag sal kom oopbreek vir ons, en dat ons sal sien, en dat ons sal hoor dat U met ons praat, en dat U vir ons sal wys hoe om te leef, gebaseer op dit wat ons hoor. Kom praat met ons, Here, ons wil U stem hoor. In Jesus naam, amen. Ons is in week 3 van ons reeks wat ons noem een vir almal. En die naam vir die reeks kom uit 'n gedeelte wat Paulus skryf in 2 Korintiërs, wat hy sê, die liefde van Christus dring ons. Hy sê, hier is die motief, hier is die rede, dit is wat maak dat ons uitgaan om 'n verskil te maak. En in 'n sekere sin is dit die hart van hierdie hele reeks, is dat ek wil iets in jou aanwakker, dat jy sal gaan om 'n verskil te maak, dat jy iets sal gaan doen daar buite, dat jy, hoe God jou gemaak het, die gawes en die talente en die invloed en die posisie wat hy vir jou gegee het, dat jy dit sal gebruik en dat die hart van dit sal wees, die liefde van Christus. Nie om 'n taak te doen nie net om jou skuldgevoel te laat, nee, om die liefde van Christus tentoon te stel. En Paulus sê die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoordeel het dat een vir almal, dis waar die naam van ons reeks vandaan kom, omdat een vir almal gesterf het. Jesus het vir almal gesterf. Dit wat hy gedoen het, was genoeg vir almal. En ons glo dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. Daar's 'n deel wat jy kan aflê. Jy's dood vir die sonde, jy's dood vir die ou, jy kan 'n nuwe lewe leef. Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, en hier is dit, nie meer vir hulself sal leef nie. Dat ek en jy nie meer ons eie agenda en ons eie drome nie, maar dat ons sal leef vir dit, vir hom en vir wat hy wil sien gebeur. So hy sê, ons gaan nie meer vir onsself leef nie, maar vir hom, vir Jesus, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En dis die hart van hierdie hele reeks, en dis hoekom ons elke week vir jou sekere platforms en sekere plekke en sekere dinge op die tafel sit, waar jy iets kan doen, waar jy betrokke kan raak, wat jy iets van jou energie kan gee, en jou talente, en jou posisie, en jou invloed, dat die liefde van Christus jou sal dring, omdat hy dit moontlik gemaak het, dat almal hom kan leer ken. En in die eerste week het ek met jou gepraat oor die voorbeeld wat Jesus gegee het. Die aand voor sy kruisiging, was hy die voete van sy disippels, en hy sê vir hulle, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Geseënd is julle as julle dit doen, gaan dien waar nodig is, wat dit ook al is. Niemand is belangriker nie. Ek het dit gedoen en ek is die belangrikste, so julle moet dit ook gaan doen. En sy disippels het gaan en eintlik die wêreld verander omdat hulle gedoen het. Laasweek het ons gekyk na die hele gedeelte in 2 Korintiërs 5 wat Paulus skryf, en hy sê, luister, God het aan ons die bediening van versoening gegee. Hy het aan ons die taak gegee. Wat ons hier doen in Bloemfontein en in Suid-Afrika is 'n klein deeltjie van 'n groter prentjie. Dat ons het die voorreg om deel te wees van wat God doen, en hy gee aan ons die taak om uit te gaan en bekend te maak dat wat hy gedoen het en dat mense deel kan hê van dit. En in ons hart is dat jy ergens iets sal doen en dat die Here iets op jou sal druk. Dat daar oomblikke is. Al twee hierdie was daar oomblikke wat Paulus en Jesus se disippels het oomblikke saam met God gehad. En die oomblikke saam met God het gemaak dat daar iets hier binne gebeur wat gemaak het dat hulle gaan. Wat iets hier binne gemaak het dat hulle uitgaan en plekke en mense se lewens gaan verander. En my hart is dat jy 'n moment sal hê en dat jy momente met God sal hê. En dat hy iets hier sal kom doen en dat dit jou sal dring, dat jy sal uitgaan en in hierdie wêreld om 'n verskil ook te maak. En dis waarvoor ons bid, en dis waarvoor ons die Here vertrou binne in jou lewe ook. Maar wat maak jy as die Here vir jou iets vra om te doen en dit maak nie sin nie? Dit maak nie vir jou sin hoekom jy dit moet doen en hoe jy dit gaan doen nie.
Wat maak jy as die Here vir jou iets vra om te doen en vir die mense wat vir jou lief is en met wie jy praat en sê, hier's wat ek ervaar die Here sê ek moet doen, as dit nie vir hulle sin maak nie. En dit is net soos, waarvan praat jy? Hoe kan hierdie werk? Hoe sal hierdie uitspeel? Wat maak jy in daai oomblikke wanneer God van jou iets verwag en jy wil hom met jou hele hart volg en jy die vrede wat alle verstand te bowe gaan en jy wil doen wat hy vir jou sê, maar dit maak net nie sin nie. Dat dit wat hy vir jou vra is buite jou gemaksone. Dat dit waaroor jy bid en dit in die rigting wat hy stuur is so half, Here, dis nie eintlik wat ek gevra het nie. Of die Here doen nie heeltemal wat jy gedink het hy moet doen nie. En hy vra iets van jou wat baie meer is as wat jy dalk kan bedink. Wat doen jy met daai oomblikke en met daai roepings van die Here? In 2007 het ek in 'n sekere sin so 'n oomblik in my eie lewe gehad. Ek het tot bekering gekom in einde van my hoërskool en ek het geweet dat ergens gaan ek iets doen vir die Here, maar ek's in die audit wêreld en daar geswat en daar gewerk en in 2007 is ek 'n bestuurder hier by 'n plaaslike audit firma en dit kom op die tafel dat ek hierdie wêreld van audit moet verlaat en ek moet voltyds hier by die kerk begin werk. En dit is soos hierdie is twee wêrelde, hierdie maak nie sin nie, hierdie is nie, maar ek weet dat dit is wat God wil hê, ek het die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En hoe verduidelik jy dit vir iemand? Ek bedoel, ek het vir hierdie mense verduidelik vir wie ek werk en hulle was nice geweest, maar ek dink nie hulle het regtig verstaan wat hierdie behels nie. Want dit maak nie heeltemal sin nie. En hoe verduidelik jy dit? En selfs vir die mense wat naby my was, is al sekere mense wat ek sê, hierdie is wat ek voel die Here moet doen en ek verstaan dit heeltemal nie. En ek word aangestel as die jeugpredikant van Bloemfontein Baptiste Kerk. Ek het nog nie 'n dag se teologie opleiding nie. Ek het nog nie 'n kind van my eie nie. Ek het nog nooit by die kinderbediening enigstens eers gehelp nie. Wat er nog van dit lei en bestuur. En ek kan so goed onthou toe ek hier begin en ek bel almal wat die vorige jaar gehelp het. Hoor, jy sal my weer help. En soos, nee, ons gaan ongelukkig nie hierdie jaar nie. Hoe hanteer jy dit? En ek het min leierskap ervaring en ek weet iets van tieners omdat ek daar betrokke was, maar wat doen ek? Maar ek weet dat dit is wat die Here wil hê. Wat doen jy in daai oomblikke wat God vir jou dinge vra wat nie sin maak nie? En wat jy aan die voorkant van dit staan en daar's niks bewyse dat dit 'n goeie idee is nie, daar's net geloof en vrede wat nodig is. Wat doen jy in daai oomblikke? En die mense wat daai pad gestap het, die mense wat pens en potjies ingeklim het en gedoen wat die Here gesê het en 'n paar jaar geloop en dit en ek kan getuig ook van dit in my eie lewe. Dat aan die ander kant van dit daai mense sal vir jou sê is just do it. Koester net hierdie oomblikke saam met God en kyk wat gebeur. As jy met God werk, is dit verseker dat daar goeters gaan wees wat jy nie verstaan nie, want hy is God. Sy gedagtes is hoër as joune, sy weë is hoër as joune. Hy is God. En dit gaan nie altyd sin maak nie, maar God skep momente met ons. En God is 'n God wat praat met ons en hy wil vir jou dinge sê en hy wil jou roep om sekere dinge te doen. Die probleem is nie dat God nie praat nie, die probleem is dat ons baie keer nie hoor nie. En die probleem is baie keer dat ons wel hoor, maar nie luister nie. Maar God wil oomblikke skep wat ons saam met hom kan leef en dat hy dinge kan vra van ons en dinge vir ons roep sodat ons iets kan doen en 'n groot verskil kan maak in hierdie lewe. Nou dis Moedersdag en ek het dit goed gedink om te kyk na 'n moeder in die Bybel wat dieselfde tipe situasie beleef het, 'n roeping van die Here wat daar eintlik 'n moeder gemaak het en in die proses maak dit alles nie sin nie. In die proses kan sy nie alles verduidelik nie. In die proses is sy heeltemal buite haar gemaksone en ek dink as ons haar sou kon kry en ons kon sê, hoorie, kan jy saam met ons Moedersdag ete hê en ons wil by jou hoor en met jou praat en haar naam is Maria, die ma van Jesus. En ek dink as ons saam met haar ete sou kon hê op hierdie Moedersdag en sê, hoorie, praat met ons, leer ons sekere dinge. Wat is dit wat jy geleer het? Jy is verder af, jy het hierdie pad geloop, jy het hierdie pad gestap. Wat is dit as jy nou terugkyk? En in my situasie moet wees en die Here roep my en hy vra, wat is dit wat jy sou sê en wat is dit wat jy vir ons sou leer? En ek dink die eerste ding wat Maria sou sê is, roeping van God lyk baie keer onmoontlik. Dit wat God vir jou vra lyk baie keer onmoontlik en jy kyk na jou vermoë en jy kyk na jou invloed en jy kyk na jou finansies en dit maak net nie sin nie. En Maria sê, ek onthou toe dit gebeur het in my lewe en die Here het 'n engel gestuur en hy sê sy planne wat hy in en deur my wil doen. En Lukas 1 skryf vir ons, die engel wat aan Maria verskyn sê toe vir haar, moenie bang wees nie. En ek dit is my snaaks, ek sê soos, want ek dink sy was bang. Ek bedoel, dit is 'n engel. En moenie bang wees nie, Maria. En dan hierdie woorde hoor, want God bewys genade aan jou. In hierdie oomblik wat jy 'n woord van die Here gaan kry en 'n taak van die Here wat onmoontlik lyk en net te groot lyk, moet jy weet in dit is iets van die genade van God. En miskien het jy nodig om te hoor dat dit wat God vir jou vra en dit wat God wil in en deur jou doen, is dalk juis iets van die genade van God in jou lewe. En jy wil dit hê.
Want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Jy het nodig om dit te hoor. En dan vra Maria en sê sy vir die engel, hoe is so iets moontlik? Hoe is dit moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Meneer engel, dis nie waar babas vandaan kom nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hoe is dit moontlik dat hierdie kan gebeur? Hierdie maak nie logies sin nie. En sy sit iets van haar vrese en sy sit iets van haar hart en iets van haar wat nie verstaan nie, sit sy op die tafel en sê ek verstaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. Party mense sê ek kan nie glo totdat ek nie alles verstaan nie. En ek wil vir jou sê, as jy regtig altyd alles wil verstaan wat God wil doen en in jou doen, en wag totdat jy alles verstaan, is daar 'n groot deel wat jy nooit gaan beleef van God nie. En baie keer aan die begin van wat God wil doen, is al wat hy vra, is hy sit iets en dit maak nie vir jou sin nie, en baie van dit aan die begin maak nie sin nie. Maar soos wat jy die pad stap in geloof, word dit duideliker en sien jy die hand van God in jou lewe. En ek wil vir jou sê, dat jy kan ten volle vir God vertrou, al verstaan jy nie ten volle van wat hy doen nie. En mense wat al 'n lang pad met die Here stap en 'n deel met die Here gestap het, sal vir jou sê, vertrou die Here. Al maak dit nie heeltemal sin nie, al verstaan jy nie. Vertrou hom, want hy is God. Jy kan 'n vertroue in hom hê, dat hy sien nie soos wat jy sien nie. En dat dit God sien en dit wat jy sien is nie dieselfde nie, maar kyk vanuit sy oë na die situasie. In Markus 10, dan sê Jesus reguit, hy kyk vir hulle en hy sê, vir mense is dit onmoontlik. Dit is onmoontlik vir julle. Dit lyk onmoontlik vir julle, dit is onmoontlik vir julle, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Vir hom is dit moontlik. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy kan dit doen. En sit jou vertroue in hom, vertrou hom dat hy dit kan doen. Selfs al kyk jy na jou vermoë en jou invloed en jou finansies en jou gawes en jou talente en dit lyk onmoontlik. Hy is God. Die tweede ding, en dalk net voor ek na die tweede ding, daar's party van julle, God vra vir jou iets op hierdie stadium en dit lyk vir jou onmoontlik. En miskien moet jy God vertrou, dat hy weet wat hy doen. En hy weet wie jy is. En hy kies jou en hy roep jou om hierdie taak te verrig. Die tweede ding wat Maria sou sê is, wanneer God roep, stem net saam en bly net glo. Stem saam. Sê net, okay Here, ek doen dit. En dis presies wat sy gedoen het. Maria sê toe, okay, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. En toe die engel van haar af weggegaan. Dis reg. Ek sal doen wat U vir my sê om te doen. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so, ek is die Here se dienares. Ek dien die Here en daarom doen ek wat hy sê en hierdie is my so mooi. En ek is gewillig om te aanvaar. Ek is gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. My vraag is jy nog gewillig om te aanvaar wat God wil hê? Is jy nog gewillig om te aanvaar wat God se wil is vir jou lewe? Is jy nog gewillig om te aanvaar wat God van jou vra? Selfs al maak dit nie sin nie. Beleef jy 'n situasie in jou lewe en dit maak nie sin nie, is jy nog gewillig om te aanvaar dat hy is God? Ja, ons het hierdie romantiese prentjie en hierdie Kersgevoel wanneer ons hierdie verhaal lees oor Maria en soos die engel verskyn en sy is soos, okay, dit laat met my gebeur en sy word swanger. Kan jy dink wat die omstandighede was? Inteendeel, so, kan jy dink, sy kom by haar ma en sê ek is swanger. En hulle reaksie was nie soos, kom ons wees bly nie. Ons is rarig, ek kon nie wag nie. Jy nie was ons nog getroud nie. Nee, maar moenie worry nie. Dis die seun van God in my. Rarig? Of sy kom by Josef, soos Josef, ek is swanger. Wat? Rarig? Maar moenie worry nie. Dis God self. Dink jy rarig? Dit is net mooi uitspeel. Kan jy dink in die konteks van 'n klein dorpie? Wat was die woorde en goed sê, elke keer wat daar koffie drink, julle gehoor van Maria. Ek het gedog haar ouers het al beter groot gemaak. Het julle gesien wat gebeur? Kan julle glo? Eintlik in hierdie konteks was daar heel moontlike kans dat hulle haar wou doodgooi met klippe. Want dit is wat die wet gesê het, sy eintlik moet verdien. Kan jy dink, die skaamte en die uitgeworpenheid en uitstoot en jy leef in hierdie klein dorpie en dit is net, weet jy hoe moet jy sukkel om te glo? Weet jy wat is dit? En party van julle sê ja vir die Here en mense verstaan dit nie en hulle sê dinge oor jou en sê waarmee is jy besig? Is jy nog gewillig om te aanvaar? Om te bly glo? Eendag toe in Jesus se lewe kom maar 'n raadslid by 'n man wie se dogter van 12 besig is om te sterf. Sy is siek en hulle kan niks doen nie en hy kom na Jesus toe en sê, help, asseblief help. En Jesus sê, kom ons gaan. En hulle stap
En ek sê vinnig, kom ons gou daar nie. Kan jy dink die desperaatheid van een van jou familielede lê in die hospitaal op sterwe en is soos, jy moet nou kom. Die intensiteit, die haastig, maak gou en dis iets wat hierdie pa beleef, sy jong dogter gaan sterf en soos asseblief kom gou en Jesus loop en oralste waar Jesus is daar skare mense. En Jesus neem notisie van mense en almal wil hom dalk groet en party het 'n vraag en party wil dalk hoop vir 'n wonderwerk en Jesus probeer deur hierdie skare kom en hierdie pa sê soos kan ons net beweeg, kan ons net gaan en dan binne-in hierdie is daar nog 'n vrou wat 12 jaar ook 'n probleem het en sy raak aan Jesus en Jesus ervaar hoe krag uitgaan en sy word genees en Jesus stop binne-in dit en soos wie het my aangeraak en dan het hy 'n oomblik met hierdie vrou en hy bedien na in hierdie oomblik en ek dink die pa is al soos dis baie mooi en dis baie goed maar ek wil nie ook vir my dogter kom doen nie. Sy is besig om te sterf en dan kom hulle weer in beweging en in hierdie proses kom daar mense van sy huis af met die nuus van is te laat. Sy is dood. Sê vir Jesus, is okay. En Jesus hoor, terwyl hy hier besig is, hoor hy hierdie gesprek en Markus sê, Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Julle wou 'n wonderwerk hê van genesing. God se plan was om iemand wat wat dood is, op te wek. Julle plan en julle idee is klein en my plan is baie groter. En dit wat ek wil doen is baie meer. Bly en net glo, al verstaan jy nie heeltemal nou nie. Stem saam met die Here en bly glo. Derde ding wat Maria vir ons sou sê is, roepings van God, maak die deur oop na God se beste vir jou lewe. Dis wat jy moet weet, dat wanneer jy instem vir God, wanneer jy ja sê vir God, al verstaan jy dit nie al, maar jy sê ek stem in, dit maak die deur oop vir soveel meer in jou lewe. Dit maak die deur oop vir die beste van God. Ek dink daar gaan ergens in die hemel, gaan daar hierdie oomblik wees, en daar gaan hierdie klank wees wat mens gaan hoor, oor en oor. En dit gaan nie die klank wees van harpe en musiek en lofprysing en halleluja, dit gaan ook daar wees, maar daar gaan hierdie klank wees van, daar gaan hierdie besef wees van, jy was nog altyd reg. Dit wat jy gesê het is toe waar. Dit is toe so. Dit was toe die beste. Dit was toe die beste en die grootste manier. En dan gaan hierdie besef wees dat dit is soos wat jy gesê het dit is. Met sien sit jy vandag en jy glo nie dit wat God vir jou vra is die beste nie. Dit voel dalk net vir jou, kyk wat gaan aan in my lewe. Hoe kan hierdie die plan wees van God? Kyk die seer, kyk die teleurstelling, kyk die verwerping, kyk hierdie dinge wat ek beleef. Sekerlik kan dit nie die beste van God wees. En ek dink, ek is nie om vir jou te sê, nee, glo net nie. Ek dink Maria het dieselfde gevoel. Ek dink daar was oomblikke wat sy net gedink het, hoe is hierdie die beste? Ek het ja gesê vir die Here, ek verstaan dit nie, maar hoe is hierdie die beste? En inteendeel, sy kom weg uit hierdie omgewing waar daar heel moontlik klomp dinge gesê word en sy gaan na Elisabeth toe, wat die ma van Johannes die Doper is, of wat swanger is met Johannes die Doper. Miskien net uit hierdie omgewing te kom en dan wanneer sy daar by Elisabeth aankom en sy stap in die huis en hier is die reaksie van Elisabeth. Sy sê, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Ek weet jy sukkel om te glo, maar jy is geseënd. Ek weet jy verstaan dit, maar jy is geseënd. Ek weet jy twyfel dat is hierdie die beste, maar hier's wat jy moet weet, jy is geseënd deur God. Jy het die hand van God op jou lewe. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Dit waarmee jy besig is groot. Dit is jy dra die seën van God. Dis groot hierdie. En dan sê sy, gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. En miskien is hierdie vir al die vrouens op hierdie Moedersdag ook. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Hou aan glo. Hou aan vas staan. Vertrou die Here dat hy sien en hy verstaan meer. Natuurlik het daar klompie jare verloop vandat Maria swanger was tot waar Jesus in sy openbare bediening begin het en sy publieke bediening begin het en oor hierdie klomp jare het daar iets gebeur in Maria. Dat 'n oortuiging gekom, dat 'n vertroue gekom dat Jesus is wie die engel sê het hy gaan wees en daar was hierdie ding wat sy verstaan het. En die Bybel praat nie eintlik van wat gebeur het. Ons die laaste wat ons hoor van Jesus toe hy 12 was en dan wanneer hy 30 is en sy bediening begin, maar tussen daai twee ouderdomme weet ons nie eintlik wat het gebeur nie. En ons kan spekuleer en die Bybel sê niks oor daai tyd nie, maar ek wonder of was daar nie oomblikke wat Jesus sekere dinge gedoen het.
wat Maria net so geweet het, ja, dit is so. Ek wil daar's dalk hierdie oomblikke soos, Jesus, die brood's op, ek dink jy moet mark toe gaan, vir ons gaan brood kry. En hy sê, maar rarig, ek wil nie nou nie. Hy sê, ja, Jesus, daar gaan jy, laat jy gaan. En hy sê, kyk net in die linkerkas, daar kan dalk brood wees. En dan maak sy kas om, hier's brood. En dan sê soos, Jesus, rarig, nee, ons moenie dit doen nie. Of daar by die swembad, by die bure, en Jesus loop op die water rond, sy soos, nee, in die water, nee, moenie op die water nie, soos, doen nie in die water. Maar teen die tyd wat Jesus met sy openbare bediening begin, is daar iets in haar. Jesus het nog geen wonderwerk gedoen nie, en hy en sy disippels, hy het al 'n paar disippels gekry, en ons by die troue, en Maria is deel van die reëlings van wat daar moet gebeur. En daar's iets in haar dat sy weet dat hy kan iets doen. En sy gaan na hom toe en sy sê, luister, die wyn is op. En dan sê hy hierdie woorde vir haar, vrou, wat moet ek hier aan doen? Nie goeie raad vir jou of vir jou ma nie. As jou ma vir jou iets vra, moenie daai woorde gebruik nie, maar hy het dit met baie respek bedoel. En hy sê, vrou, wat moet ek hier aan doen? En sy sê soos, sy trek die maak aan soos, jy gaan dit doen. En dan sê sy vir die kelners die volgende, wat hy ook al vir julle sê, doen dit nie. Dankie Jesus, ek moet gaan werk, daar gaan ek. En sy het geweet dat hy sal iets doen. En wat raad, wat hy ook al sê, moet julle doen. Want wat hy sê, is die beste vir jou lewe. En wat hy jou, waarvoor hy jou roep, is die grootste en die beste, maak die deur oop vir dit. En ek dink as ons met Maria sou sit en hierdie ete kon hê, en sy sou hierdie dinge met ons kon deel, en as ons dalk by die pudding kom, en ons maak ons ete half klaar, so sy sê, luister, maar hier's 'n paar dinge wat ek jou wil sê, wat jy dalk moet doen. Vir jou om hierdie pad uit te stap, vir jou om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, vir jou om te doen dit wat die Here vir jou roep om te doen, selfs as dit nie sin maak nie. En dalk die eerste ding is, bly verbind aan God. Bly verbind aan God. Die vyand van die tyd van ons lewe is die spoed van ons lewe. Dis as jy vir iemand vra hoe gaan dit, niemand sê meer dit gaan goed nie. Die algemene antwoord is dit gaan besig. Dis besig. Ons is haastig, altyd hier en dan daar en daar en daar. En dis nie 'n nuwe ding nie. Inteendeel, dis al met die geboorte van Jesus is daar hierdie geskarrel en daar's hierdie haastig van hierdie kant toe en die engele verskyn aan die herders en hulle gaan haastig gaan hulle na Maria toe en ons lees spesifiek van dit. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê en hulle sien wat alles gebeur. En dan is hulle haastig weer op pad om vir almal te vertel. En dis so die woord wat opsom die tyd wat ons leef. Ons is so haastig op pad iewers heen. Maar Maria in hierdie situasie is rustig en stil en sy neem in wat hier gebeur. Vers 19 sê, maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. En terwyl al hierdie goeders gebeur, is Maria die een wat stil word. En die een wat bedink wat hier gebeur. Psalms 1 sê, ek oordink u woord dag en nag. Psalm 119 is vol daarvan om na te dink oor die woord van die Here. Ek beheer die woord in my hart, sodat ek nie teen die sondig nie. Ek dink oor die woord. Party van julle het nodig, en jy het 'n tekort aan nadink, en stil word by die Here. En jy het nodig om tye te skep, wat jy net stil word en nadink, oor die beloftes van God, en die roeping van God, en wie God is. Miskien moet jy net die musiek aansit, en net gospelmusiek luister, en net, selfs al voel jy dalk net nie om te bid, maar net om te wees. Partykeer wanneer goed te veel raak en oorweldig en alles maak nie sin nie en daar's besluite wat geneem moet word, partykeer dan sit ek net musiek aan en partykeer bid ek nie eers nie, ek is net daar en ek lees partykeer net in my Bybel deur die psalms en ek kyk net die verse wat ek gehighlight het oor wie God is en ek bou net my geloof, dis wie God is en hier maak nie sin nie, maar hier's wie God is en dis wat God sê en dis wie hy is en in die oomblik van rustig word versterk dit net my eie geloof. En party van julle dalk net nodig om stil te word en na te dink. In Johannes 15, dan sê Jesus die volgende, ek lees vir jou in die message parafrase, dan sê hy, I am the vine, you are the branches. Uit my uit kom die lewe. Julle kry die lewe van my. When you are joined with me and I with you, wanneer daar 'n verhouding is, wanneer ons in mekaar is, wanneer ons verbind is aan mekaar, when you are joined with me and I with you, hoor wat sê hy dan? The relationship intimate and organic, wanneer die verhouding intiem is, the harvest is sure to be abundant. Wanneer daar intimiteit is, wanneer daar 'n hegte verhouding is dit wat uitvloei baie meer. Is dit wat uitvloei baie beter. Is dit wat uitvloei van groter waarde. Separated, you can't produce a thing. En party van julle is op pad hemel toe.
En jy is 'n kind van God, maar jy leef nie die lewe saam met die Here en dit is nie intimate nie, daar's nie hierdie koneksie nie, en jy mis uit op die diepte van die lewe wat God vir jou wil gee, jy mis uit op die vreugde en die vrede wat sy lewe vir jou kan gee, want jy is altyd haastig besig ergens, en jy het nodig om intiem met hom te wees, en tyd saam met hom te spandeer, en dat sy lewe deur jou vloei. Jy is besig om jou eie krag te hardloop, en dit is nie genoeg nie, jy voel uitgeput, en jy is besig om uit te brand. En nog steeds in dit is hy die een wat jou uitnooi en sê, kom na my toe, julle wat moeg en oorlaai is, kom leer by my. Kom leer by my, die mense sê soveel, the rhythms of grace. Kom wees in my. En Maria sou sê, bly verbind aan God. Die tweede ding wat sy sou sê, is bly verbind aan jou doel. Jy het 'n doel. God het jou geroep vir 'n taak. Daar's 'n roeping van die Here af. En ek dink, Maria het baie keer gewonder oor die doel van al hierdie dinge, en God het mense na haar toe gestuur om haar te herinner. Hulle het vir Jesus gevat na die tempel toe om in te seën, en ons seën ook kinders in, ons doop nie kinders hier nie, ons doop gelowiges, en met ander woorde bekering eers, en dan doop ons. Volgende week het ons weer inseëning van kinders die oggend, en hulle vat vir Jesus ook tempel toe vir dit, en Simeon is daar, en Simeon het hulle geseën, en van Maria sy moeder gesê, en hy herinner haar aan die doel van hierdie alles. Kyk, hierdie kindjie is bestem, hierdie kindjie het 'n doel, tot 'n val en opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek gaan hom. Daar's 'n doel in sy lewe, en jy is deel van om hierdie doel uit te laat leef, en dat hierdie doel kan gebeur. En God stuur baie keer mense na ons toe om ons te herinner aan die doel van ons lewe. En hier's wat jy moet weet, God het 'n doel vir jou lewe. En as jy vervulling in jou lewe wil beleef, is dit nodig om hierdie doel wat God vir jou gee het uit te leef. Een van die sleutels vir sukses in jou lewe is om die doel uit te leef, om te weet wat is jou doel en om dit uit te leef binne in jou lewe. En God roep jou om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om te leef vir hom en nie net vir jouself nie, 'n verskil te maak in mense se lewens. 2 Timoteus 1:9, en dis die vers wat agter op die hemde van al ons vennote spanne is. Wat sê, hy het ons gered en ons geroep. Hy red jou nie net so die hemel toe gaan nie, hy red jou en hy roep jou vir 'n taak, hy het 'n doel vir jou lewe. En luister baie mooi, as jy nie die doel van jou lewe uitleef nie, gaan hierdie lewe altyd stink. Dit gaan vir jou altyd sleg wees. Maar daar gebeur iets, daar gebeur 'n vervulling wanneer ons die doel uit. Hy het ons gered en geroep aan hom toegewy te wees. En vers 6 is dieselfde hoofstuk wat hy met Timoteus praat, dan sê hy die volgende, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Party van julle het net 'n effense spaak daar, en my hart is om iets in jou wakker te maak, en iets in jou te blaas, dat God het jou 'n taak gegee, God het 'n doel vir jou lewe, God het 'n roeping op jou lewe, en wanneer jy dit uitleef, gebeur daar iets, dit doen iets in jou, en dit doen iets in die mense om jou, en leef dit uit, en gaan vir dit. Dit is een van die redes hoekom ons ontdek doen, en een van die sessies, juist volgende week, sessie 3 is, vir ons jou help ontdek wat jou persoonlikheid en jou geestelike gawe is, sodat jy iets van jou ontwerp kan verstaan, sodat jy jou doel kan verstaan, en dit kan uitleef binne in dit. Die derde ding, wat Maria so sê, is, bly verbind aan die mense wat jou bemoedig. Sy het nie net na Elisabeth toe gegaan, omdat sy net uit hierdie omstandighede wil kom, en net soos, geseënd is jy, en dan gaan sy weer huis toe nie. Nee, sy het eintlik vir 3 maande by Elisabeth gebly. Sy bly by die mense wat vir haar sê, geseënd is jy, glo nog, gelukkig is jy kan dit doen. Onthou wat God gedoen het. Wie is die mense in jou lewe wat jou herinner aan die roeping? Wie is die mense wat jou herinner aan wat God gesê het, hy wil in en deur jou doen? Wie is die mense wat jou bemoedig en jou aanmoedig en jou aanspoor tot groter dinge? Hebreërs 10 sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Hoe hou ons styf vas? Hoe is ons daar? Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons het die mekaar nodig. Ons het dit nodig, die mekaar van ons. En ek het al baie gesê, en ek sal dit nog baie sê, die lewe van die Christelike lewe gebeur nie in rye nie, dit gebeur in kringe. Dit gebeur nie hier wat ons sit in 'n ry en luister nie, dit gebeur wanneer ons in kringe is en ons kyk vir mekaar en ons haal die maskers af en ons sê, hier's wat aangaan my lewe. En ons bid vir mekaar en ons ondersteun mekaar en ons vergewe mekaar en ons versterk mekaar en ons bemoedig mekaar en ons lig mekaar op. Die mekaar dinge uitleef. As jy in 'n klein groep, as jy deel van 'n klein groep, dis wat dit kan gebeur. Party van julle, die roeping van jou lewe is nie net om in 'n klein groep te wees nie, die roeping van jou lewe is om 'n klein groep te lei. En ek wil jou aanmoedig om te bid daaroor en te doen as die Here dit vir jou sê. Selfs al kyk jy na jou vermoë en jou wonde. Op jou raamwerk is daar 'n QR-code wat jy kan gaan scan en daar's 'n opleiding die 27ste Mei wat ons jou gaan vertel hoe werk dit en wat verwag ons van jou en hoe kan ons jou help in hierdie proses. En ek wil hê ons wil begin om iets te bou dat jy anders sal dink oor klein groepe. Want party van julle dink aan klein groepe, as ek dit moet lei, ek gaan 'n studie oor Openbaring moet doen en ek weet nie om dit te doen nie. En dis oké.
Miskien is jy 'n drawer en jy moet net 'n groep begin vir ander ouens wat draf en ons kom by mekaar en ons bemoedig mekaar. Daar gebeur iets wanneer Christene by mekaar kom mekaar bemoedig. Of miskien is jy 'n skilder, persoon wat skilder en jy sê luister, ons het 'n groep vir vrouens wat skilder en ons kom hier kyk en ons gaan saam skilder en ons gaan mekaar bemoedig en vertrou wat die Here doen. Ek het nou dag gehoor van 'n vrou wat sê haar groep is sy's 'n sy's 'n onderwyser en sy gee wiskunde en haar groep is ekstra klasse vir matriek leerlinge. En al die ma's is soos, daar gat jy, dit is jou groep, jy wil deel wees van hierdie groep, jy het dit nodig. Maar dis wat sy gedoen het, dis haar klein groep. En ek wil jy moet anders te dink oor dit, miskien is daar iets wat jy reeds doen, en as mense saam met wie jy dit reeds doen, en begin iets, en doen dit in die naam van Jesus, en bemoedig mekaar, en versterk mekaar, en bid vir mekaar, en kyk wat die Here kan kom doen. En as dit jy is, en wil ek jou sê, gaan scan dit, registreer dit, word deel van hierdie. En in derde kwartaal wil ons hierdie tipe groepe begin al hoe meer doen, en deel te wees van dit. En dan die laaste ding waarmee ek wil afsluit. Die laaste ding wat Maria vir ons sou sê is, bly verbind aan die groot prentjie. Hier's Maria wat van die engel af gaan, wat vir haar sê sy gaan swanger word. En sy maak hierdie Jesus groot, en sy sien sy openbare bediening, en sy sien alles wat hy doen, en sy hoor alles wat hy sê, en dan word hy gevang. En hy word tot dood veroordeel, en hy word gemartel, en hy word gespoeg, en hy word verneder, en dan slaan hom aan 'n kruis vas. En die Bybel sê dat hy is so erg gemartel, dat jy kon nie eintlik hom herken nie. En ek dink in 'n sekere sin is dit net 'n ma wat iets aan daai gemartelde lyf sou kon herken, sê, is my seun. In Johannes 19 dan sê ons, en Jesus se ma het naby sy kruis gestaan. Kan jy dink wat hierdie ma moes beleef? Verstaan, as ek in hierdie dink en ek dink aan dit as 'n pa. Verstaan, ek kan nie eintlik bedink wat dit moet wees om jou kind te begrawe nie. Ek was al 'n paar begrafnisse lei van ouers wat hulle kinders moet begrawe. En ek wil vir sê, dis by verre die moeilikste ding om te doen. Want wat sê jy vir hulle? Wat sê jy vir 'n ma wat langs die kus van haar seun staan? Wat sê jy vir 'n pa wat langs die graf van sy dogter staan? Wat sê jy vir hulle? En dis 'n ma wat langs 'n kruis van haar seun staan, gemartel, bebloed. Kan jy dink wat sy moet beleef? Gelukkig was sy nie alleen nie, sy was weer eens in 'n groep. En haar suster was ook by haar. En Maria, vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En ten spyte van al die behoeftes wat Jesus het, en al die seer en al die pyn en alles wat hy deurgaan in hierdie oomblik, het hy nog steeds 'n behoefte om mense te dien. En selfs sy ma te dien. En Jesus het gesien sy ma staan daar. Jesus in sy eie pyn sien nog steeds sy ma en die hartseer wat sy moet beleef. Hy sien haar nog steeds raak, en party van julle het nodig om te hoor, jy is miskien in die seer van jou lewe, daar is 'n God wat sien. Hy is nie ergens te besig in die wêreld om te sien wat in jou lewe gebeur. En hy sien sy ma daar staan, en ook die disipel vir wie hy lief was, en dis Johannes. En toe sê Jesus vir sy ma, mevrou, daardie disipel is nou jou seun. En hy sê, luister ma, ek kan nie meer jou seun wees nie. Ek het iets om te gaan doen. Ek moet vir die sondes van Petrus Spies gaan betaal. En ek kan nie meer doen wat ek vir jou altyd gedoen het nie. Want as een wat vir almal moet sterf. En hy sê vir daardie disipel, daardie vrou is nou jou ma. Johannes, my vriend, ek het nodig dat jy na my ma sal kyk, want ek kan nie nou meer. En van toe af het daardie disipel vir Jesus se ma by hom laat woon. Wat doen jy wanneer die seerste van die lewe in jou lewe gebeur? Wanneer dit nie sin maak wat nou gebeur nie? Wat sê jy vir mense in daai oomblik? En ek dink die enigste ding, en ek dink wat Maria vir ons sou sê, en die ding wat ek vir jou wil sê is, ek wil jou oë afval van hierdie en op die groter prentjie sit.
dat hierdie is die tydelike. Dat hierdie is nooit ons bestemming gewees nie. Ons gaan deur hierdie lewe. Hierdie lewe is nie die einde nie. Maar aan die ander kant van hierdie lewe, aan die ander kant van die dood, vir gelowiges is daar ewigheid saam met God. Is daar hemel, waar daar geen siekte is nie, waar daar geen pyn is nie, waar daar geen trane is nie, waar God self is en ons by hom is. En ek wil jou aanmoedig dat daar is iets meer as hierdie lewe. Hierdie is nie hoe God bestem het moet wees nie. Maar Jesus het gedoen wat moontlik is sodat hierdie en die sleg net 'n deurgang kan wees na ewigheid saam met hom. Ek weet nie waar jy gaan op hierdie oomblik nie. Dis party van julle vrouens wat dalk ma's wou wees. En seer op seer op seer hou jy nie van Moedersdag. Party van julle is in die moeilikste omstandighede van jou lewe. Weet dat God sien. Dat God verstaan. En dat God is by jou. En baie keer is dit juist sy mense wat hy vir jou gee in hierdie oomblik. Dus sê ek is by jou. Voel die liefde. Hoor die woorde. En miskien moet jy dit wees vir iemand in hierdie tyd ook. Maar daar is 'n God wat sien. Kom ek bid vir ons. Vader, dankie dat U 'n God is wat sien en notisie neem. Here, ek ken nie almal se storie nie. Ek ken nie die detail van almal se lewens nie. Maar U doen. U ken die motiewe, U ken die detail en die opbou tot dit en die teleurstelling en die drome en die vrese en die vreugdes en die herinneringe en U is die God wat weet. En dankie dat U ons nie alleen los nie. Dankie vir U Gees en vir U mense. En ek kom bid vir die wat deel is van hierdie diens met soveel seer, met verlange, met teleurstelling. Bid dat U liefde op 'n spesiale manier vir hulle sal uitstort deur die Gees. Dat U genade op genade sal gee. Dat U sal kom vertroos, dat U sal kom versterk. Dat hulle sal bewus raak dat U is naby. Here, U weet wat is die roeping van elke persoon hier. U weet wat is die persone wat die roeping is dalk net kom na my toe. Gee jou lewe oor aan my. U weet die roepings van sekere mense wat U vir hulle dinge vra en dit lyk onmoontlik, dit lyk te groot en hulle verstaan dit nie. U weet, U is die God wat roep. En ek bid Here dat U geloof sal gee deur U Gees vir hulle om gehoorsaam te wees, vir die wat net moet kom na U en hulle lewe oorgee vir U en die wat net wandel en net sê hier is ek. Ek is 'n dienaar van die Here. Laat met my gebeur soos wat U vra en soos wat U sê. Here, dankie dat ons hoop nie hier lê nie. Dat daar 'n salige hoop is op die ewigheid. Dat ons 'n lewende hoop het op die onverganklike, onbesmette, onverwelkelike erfenis wat in die hemel in bewaring gehou word. Dankie dat ons hoop nie in hierdie wêreld lê nie, maar in U. En dat U nie verander nie. En help ons om te sien soos wat U sien. En help ons om te doen dit wat U vir ons vra om te doen. En dat ons mense, dat U liefde ons sal dring in hierdie lewe. Ons eer U Vader. U is 'n goeie God. En wat U doen is goed. Seën ons Here. In Jesus naam. Amen. Amen.